Goeiedag, Vrydag 10 Julie. En hier's 'n interessante skywing in die Iran-oorlog. Gisternag was daar strikes in 'n hele paar plekke in Iran. En dit was nie Amerika of Israel nie. So, ons gaan nou sien wie kom uit en claim. Dis van die golfnasies. Hulle is nog gatvol vir Iran, wat heeltyd op hulle skiet. As hulle ongelukkig is, dan skiet hulle maar op hulle buurlande. En so hulle het nog gatvol geraak hiervoor. En self begin strikes binne in Iran doen. So hierdie ding is ontwikkel besig om, dis nou feit soos 'n koei, Iran het geen meer allies nie. Nie in sy omgewing nie. Hy kan nog dalk vir China en vir Rusland het, wat sy ally 'n naam is. Hulle voorsien nie byna baie goed nie, want China het met president Trump gereël, hulle sal nie vir hulle wapens gee nie. En daai goed word opgehou anyway. Rusland kan nie bekostig om vir Iran wapens te gee nie, want hulle het nodig vir hulle eie oorlog teen Oekraïne, hulle eie 3 dae special operation wat nou al 4,5 jaar in die gang is. So, hulle voorsien hulle nie met wapens nie. Dis maar hulle ally politiekie gewys, maar hulle het nie meer allies nie. Hulle isolate hulle self met hulle optrede daar in die Midde-Ooste. So, ons sal sekerlik vandag hoor watter lande is dit wat in Israel of in Iran in aanvalle gedoen het, en wie dit was, en hoe lank dit gaan aanhou. Maar intussen hou die Iranse negotiators nog steeds die ding oop om te praat. Hulle praat nog steeds met Amerikaanse negotiators. Hulle probeer nog steeds, maar soos ek gister gesê het, daar's nie kommunikasie of beheer tussen die Iranse negotiators en die IRGC nie. Die IRGC doen net wat hulle wil. Dis hulle wat skote skiet waar hulle wil. Alhoewel probeer die Iranse negotiators probeer 'n peace talk inkry. Nou, die ander probleem is, hulle moet ook wys, hulle gee nie net toe nie. Jy weet, die uitsprake wat hulle maak en die negotiating wat hulle maak, moet ook bewys aan hulle eie mense in die wêreld dat hulle gee nie net oor nie. So, hulle praat partykeer klomp nonsens, en dan vir die benefit van hulle eie mense, met wat hulle capabilities en al hierdie tipe van ding, en dis waar ons vandag sit. President Trump het baie duidelik vir hulle gesê, vir elke skoot wat julle die kant toe skiet ons 200 skote terug. So, wees voorbereid vir dit. En hulle weet dit. Hulle is besig om uit die laaste bietjie rockets en drones wat hulle nog gestoor het, uit te hardloop, met elke keer as hulle van dit gebruik het, hulle net bietjie minder oor, want hulle kan dit nie vervang nie. So hulle weet waar is hulle besig om hulle self te knoei, en op die oomblik, die houvas op hulle ekonomie is so sterk, dat die inflasie nou al oor 'n paar 100% is in Iran. So hulle is besig om hulle self ekonomies te knoei anyway. Die skepe gaan steeds voort in die Hormuz-stryd. Amerika skort nog steeds skepe daardeur, minder op die oomblik. Maar ek sien die oliepryse het klaar weer gestabilise. Hy was gister tot by $74, hy's terug na $71 toe. So dit is klaar gestabilise, want gelukkig meeste van die skepe wat getrap was daar in Hormuz is uitgekom met hulle olie. So daai olie is in die mark in. En dan van daar af kan jy nou ander olie in die mark sit sonder om deur die Hormuz te kom. So dis die start vir vandag. As ek later info kry oor wie hy skote geskiet het in Iran, dan sal ek vir julle deurgee. Geniet die dag.